Jy kan op die skerms volg of die Bybel oopmaak, dalk 'n ander vertaling wat jy het, dan kan jy dit vergelyk. Maar ek lees vir jy dan uit die 83 vertaling, 1 Petrus 1, hier is 'n groot tikfout, ons gaan nie tot 91 lees nie, ons gaan net tot 9 lees. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsie Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Toe ek predikant in Empangeni was dit 'n latere gebruik, soos die verhoudings tussen die verskillende denominasies en kerke gegroei het, om op Paasoggend by die klap by mekaar te kom en op die golfbaan dan vroegoggend 6:00 het ons al begin daar, om nou ook die son dan te sien opkom, het ons daar 'n gesamentlike diens gedoen. Nou ek het ook my lidmate aangemoedig en almal het gegaan. En die een spesifieke vrou, toe sy daar aankom, was dit nou na 'n hele ding om almal gereed te kry vir die situasie. Ja, daar was skrikkie gewees. En onder andere haar man gereed te kry en uit die bed uit te kry en so aan, en dat hy nou betyds daar is. En sy was nou ongewoon aan die gewoonte wat meer by die Engelse kerke toe al gevestig was, om dan nou te sê in Engels, maar ek sê dit sommer nou in Afrikaans, Jesus het opgestaan, en dan is die teruggroet, ja, hy het waarlik opgestaan. Maar haar kop was nog by die huis, en toe die vrou vir haar sê, Jesus het opgestaan, voor sy kon dink nou van die implikasies daarvan, antwoord sy, ja, dit was ook maar met 'n gesukkel. En dit is sluit eintlik by my tema aan dan vanoggend, dat
Jesus het opgestaan. Maar die kerk, dit is maar 'n gesukkel. Dit is maar 'n gesukkel. Om na te dink, funksioneer die kerk regtig in die opstandingsgestalte? Is die lede van die kerk, is hulle in die opstandingsgestalte? Bring hulle lig, bring hulle lewe? Of trek ons maar voortdurend nog die kombers maar liewer oor die kop en sê, hierdie dag vra te veel van my. In hierdie wêreld wil ek nie wees nie. Kyk ons te veel na die wêreldleiers, die oorloë, die golwe wat Petrus ook weer ondergekry het en laat sink het. So om vanoggend na te dink, wat is 'n kerk wat opgestaan het? En dit is 'n proses. Ons hoor dit as Paulus dan 'n ander briefskrywer, die meeste briewe geskryf het, as hy dan in Filippense 3 sê, ons is nog nie wat ons moet wees nie, maar dank God ons is nie meer wat ons was nie. En dan kom hy met, ek span my in, ek strek my uit, en op die ou einde eindig die gedeelte daar in vers 12 so mooi, om al meer en meer te word wat ek reeds in Jesus Christus is. So ons wakker word proses, vat lewenslang. Vat lewenslang. Ek het donderdag meditasie gestuur vir Olena, ek weet nie of sy dit geplaas het nie. Ons kyk graag die Moederkerk Stellenbosch se luister meditasies. En donderdag het Marie Brits die verhaal vertel van 'n Sarah Clarkson, wat gedeel het oor hierdie hele wakker word proses. En maar om gedurig weer terug te val, en gedurig deur die worstelinge te gaan, en selfs diep depressie te gaan. En sy kuier by haar ma in Poland, en hulle besoek, is op 'n nostalgiese reis, en hulle onder andere by 'n kunsmuseum. En sy kom in 'n groot vertrek, wat nou eintlik die trots van Poland uitbeeld, en die oorwinning uitbeeld, 'n groot vertrek, groot skilderye, en hulle beweeg vanuit die vertrek, in 'n gangetjie af, kleiner lokaal, laer dak, donkerig, en die skilderye is somber, oorlogskilderye. Jy word ingetrek en vasgevang daarin, in die herinnering van die oorlogstryd waarin Poland was, is oorweldigend. Sy vlug as ware amper weer terug in die groter vertrek, en beleef hierdie kontraks wat sy met haar eie lewe in verband bring. Hoe verwerk jy die donker, somber vertrek met hierdie een waar jy nou staan? En toe gaan sy verder met haar reis, wat ook toe nou 'n persoonlike reis word. Sy sien in die vertrek ergens, en dit is wat die prentjie probeer illustreer, sien sy daar's 'n deur op 'n skreefie oop, en dit maak net so liglyn, en sy sien dit as 'n uitnodiging om uit te stap die lewe in.
Maar sy besef ook toe op die oomblik, maar hier sal ek nie kan uitstap as die hand van die Here nie oor my bly nie. En sy stap uit, maar die wêreld daar buite is ook nie maklik nie. En weer half uitgebrand, woon sy oor 'n maand, woon sy 'n erediens by, in 'n kerk met versierde vensters, en sy ervaar hoe die teenwoordigheid daar in die kerk met hierdie pragtige vensters haar net weer omhels en toevou. En dit sê vir ons iets, dat ons blywende opstanding nodig het. Ons het spiritualiteit nodig, ons het spiritualiteitsoefeninge nodig, ons het kerk nodig, ons het mekaar nodig. Bo alles het ons die opgestaande Here nodig. En dit bring ons terug by ons skrifgedeelte. Dit sal vir my interessant wees om net ook by julle te sou kon hoor. Dit sal nou te lang oefening wees, maar wanneer het jy begin en hoe lank woon jy al kerk by? Nou kan mens elkeen unieke storie kry met wonderlike verhale. Maar dink jou in, maar stel jou voor, jy het so pas by 'n kerk begin inskakel. Jou kennis is gebroke, eintlik bitter min. Die wêreld waaraan jy blootgestel was en die wêreld waar jy uitkom, is soms nog groter as hierdie nuwe wêreld wat jy nou betree. Veral vir ons jong mense miskien. Tot nou toe half ons gaan kerk toe. Nie wil jy saamgaan nie, ons gaan kerk toe. Ons daai gedwongenheid. Die skool bied jou net iets anders aan. Wat baie keer die kerk toe gaan met taamlik as 'n nuttelose tydmors situasie is. Ek wil aangaan met my lewe, ek wil presteer, ek wil dinge ervaar en doen. Nou so kan ons instel hoe hierdie mense dit moes belewe het, aan wie Petrus hierdie brief skryf. En sekerlik sou daar by hulle gewees het, maar het ons nou die regte besluit geneem? En dit sekerlik het hulle maar weet met tye half gesê, nee wat, kom ons gaan liewer maar met die ou dinge aan. Daar's vir ons dalk meer wins, daar's vir ons meer voordeel. Want dit is presies wat die vroeë Christene ervaar het, vervolging en diskriminasie en uitsluiting. En nou kom Petrus en hy kom juis hierdie gelowiges help om op te staan. En kom by die kerk help om op te staan. En hy begin deur 'n fundament te lê, of miskien is dit dalk beter in die metafoor wat ek gebruik om te sê 'n vasdra plek. En as hy hulle groet, en ek hou van hierdie aanslag, en ek dink ons as kerk moet dit ook hierdie uitgangspunt meer neem, positiewe uitgangspunt. Ons is geneig om dalk te sê, pas op vir jou en pas op vir jou daar, ek het jou daar gesien en ek het jou daar gesien en ek weet daarvan, en maar hy sê vir hierdie gelowiges, ongeag, onvoorwaardelik, waar hulle was en waarmee hulle besig was en waarmee hulle gesukkel het, spreek hy hulle aan as uitverkorenes en vreemdelinge van die wêreld. 'n nuwe identiteit. Ongeag hoe hulle gesukkel het en of hulle dalk maar nog baie wêreld in hulle gehad het,
sê hy vir hulle, julle is vreemdelinge van die wêreld. Uitgekies en deur die Gees afgesonder. Besprinkel met die bloed van Jesus. Dit is offergebruik, waar die hoëpriester eenmaal 'n jaar ingaan en namens almal die bloed van 'n offerdier op die altaar sprinkel. Het Jesus die eenmalige offer gebring vir julle, met sy bloed. En dan bring ons dit nou ook weer by die hoenderkop situasie uit, dat die gehoorsaamheid ingesluit is by hierdie fundament. Dat julle geroep en afgesonder is vir gehoorsaamheid. En vers 3 en 4 bespreek hierdie fundament vir ons baie duidelik. Heel eerste aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof en die eer toe. Daar word ons al reeds gerig. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. En luister, die kwaliteit of die volmaaktheid van hierdie geskenk. Onverganklik, onbesmet en onverwelklik 'n erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dis joune. Dis joune. En omdat julle glo, en dit bring ons dan by ons verootmoediging. Waar het jy begin sien? Die eienskap van geloof, iets eintlik wat jy nog nie werklik volkome sien nie, maar 'n vaste vertroue in. En nou bring dit ons by Sarah se verhaal uit wat sê, uit hierdie vertrek kan ek nie gaan sonder God se hand oor my nie. Ek kan nie die geloofspad loop as God se hand nie by my is nie. Nou moet ons beter as hoenders wiskunde doen. Ek weet nie hoeveel van julle was goed met julle stellings op skool nie. Daai stellingsleer waar jy sê, okay, stelling 1, dan beteken dit stelling, die volgende stelling is dit, en die volgende stelling is dit, en so, en dan gaan jy aan, en dan kom jy by die antwoord dan uit. Nou, in 'n eksamen was dit baie belangrik dat jy daai tussenstappe ook moet neerskryf, en nie net die antwoord nie, want daai tussenstappe het vir jou punte beteken. Soos ons sou sê begrip, dit bring vir jou begrip uit. Ons sou nou van hier af, vanuit hierdie fundament, die vasdraplek en die geskenk wat ons kry, sou ons direk na die antwoord toe kon spring, wat vir ons sê, dat ons mag julle vervul wees met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap. Dit alles sodat ons 'n onuitspreeklike heerlike blydskap kan hê. Maar nee. Om daarby uit te kom en om dit te verstaan, moet ons eers deur die wêreld gaan. Eers deur die wêreld gaan om dit te verstaan en dit te ervaar. En dan kom Paulus en hy sê, maar dit alles nou, plaas jou weer in die wêreld, maar dit gaan 'n sekere, jy kan nou hoenderkop
wees in hierdie wêreld. En jy kan in staat wees om al hierdie beproewinge te deurstaan en God in oë te hou en dit te gebruik om 'n beter mens te wees. En hy gebruik die metafoor van goud. Ek lees daar van vers 5 af. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Die krag van God en die konteks van die Bybel word hierdie werking, hierdie situasie aan die Heilige Gees toegeskryf, wat kragtig in ons werk. En in die proses van stap deur hierdie wêreld, die louteringsproses, ervaar jy net die egtheid van wie en wat jy werklik is, en ontdek jy wie hy is. Ek wil vir u vra, dink net 'n oomblik daaraan, kan jy jou indink in 'n lewe, ek weet nie of dit dalk met sommige mense so werk nie, Asaf kla in Psalm 73 oor die mense met wie dit net goed gaan. So moontlik is daar dalk 'n paar gevalle, maar om die woord te gebruik smooth. Ek het nie 'n mooi Afrikaanse uitdrukking kon dink nie, want die uitdrukking wat ek kon gedink het, as alles seepglad gaan. Maar as iets seepglad is, dan kan jy lekker hard val. So ek weet nie of dit ook nou die regte woord is nie. Smooth. As jy jou daarin dink, as jou lewe nou so moes gewees het, sou jy uitgekom het by wie jy nou is? Of het die effek van loutering 'n groot funksie in jou lewe gehad? Die feit dat alles nie so glad verloop het nie. Die feit dat daar besluite geneem moet word. Die feit dat jy partykeer onder die kombers wou bly lê. Die moeilikheid wat jy deurgegaan het. Die onreg wat jy dalk beleef het en ervaar het. Die teleurstellings, noem op. Dink jy nie, as jy so terugdink, dit het 'n plek nie? Dit tel punte nie. Dit het jou iets geleer nie. Dat jy ander daardeur kan bemoedig. Dat dit op die ou eind gemaak het, dat dit 'n venster word waar jy die lig kan laat skyn vir ander. En dit is wat Petrus vir hulle probeer sê, wees bly daaroor. Wees bly daaroor. En dan kom ons by die afsluiting wat in die vers 8 en 9 wat jy ergens langs die pad. Ergens hier langs die pad en nou kom gebruik Petrus dit en hy sê hom, hoofletter, hom het julle lief. So ergens langs die pad kom jy in hierdie verhouding, hierdie opstandingsverhouding
met Jesus en sê, Jesus, ek het jou lief. Soos Petrus sê, Here, U weet alles van my af. U weet dat ek U lief het. Ergens in hierdie proses, kom jy by daai punt waar jy sê, ek het U lief. Al sien jy hom nie, sien jy hom. Deur in hom te glo. En dan kom ons by die finale antwoord, die sekuriteit. Julle het reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike heerlikheid en blydskap. En belangrik om te sê dat ongeag waardeur jy nou gaan, waardeur jy nou werk en waardeur die lewe jou neem, kan ons nou reeds die hemel hier beleef oor die sekuriteit wat ons het, dat dit reeds vir ons waar is. Ons is reeds daarin deur ons Here Jesus Christus. Liewe broers en susters, dit is moontlik om hoenderkop te wees. Om elke liewe situasie jouself te oriënteer. Dis 'n inoefening, lewenslank dan, maar dit is moontlik. Dis 'n werklikheid wat ek en jy kan najaag. Elke situasie. Ek is geruk vanoggend met 'n verhaal van iemand wat deur 'n geweldige hartseer is. Wat ek persoonlik sê, hoe sit jy nog hier? Hoe glimlag jy nog vanoggend? Dit is moontlik. Dit is moontlik. En as die wêreld dit kan optel om in 'n wêreldse advertensie te gebruik en te sê, maar dis hoe ons masjien wil bou. Dit is die voertuig wat ons vir mense wil gee, dat hulle hierdie veiligheid op die pad kan ervaar, ongeag van hoe die pad lyk en hoeveel slaggate daar is, dan gaan hulle saggies deurry. Hom het julle tog lief. Julle het Jesus lief. Bou daarop voort. Amen. Ons hemelse Vader, ek wil nou in my gebed ook positief kom fokus op die opstandingseienskappe wat in die mense hier voor my is. Om vanoggend in die kerk te sit. Om vanoggend mekaar te verwelkom en te omarm. Here, ek dank U vir hulle opstandingswerk wat hulle doen in die gemeenskap. In hulle boerderye of werke daar waar hulle is. Maar dankie vir die betrokkenheid, Here, van elke lidmaat daar buite en wat te doen omdat hulle glo dat U Jesus opgestaan het en dat U ewige arms onder ons is. U hand is oor ons is. Dat ons U seëninge ontvang het, 'n oorwinningslewe het en 'n oorwinningslewe kan gee, ook vir ander. Stort U seën dan so vir hulle uit, dat die nuwe lewe in alle opsigte deurbreek. Dat hulle oë gerig bly op U en dat U hulle paaie sal reguit maak.
Here, ek wil ook dank van my kant af, besonder dankbaar in my hart, omdat ek nog met Dominee Dewald en Dominee Melissa betrokke is. Dankie vir die gemeente wat ook vir hulle nuwe predikante paar ook op 'n besondere manier weer 'n opstandingslewe laat ervaar. 'n Varsheid, 'n nuwe inspirasie. Here, en ek bid dat U hulle verhouding sal seën met mekaar en dat dit blywend sal getuig van die opstanding wat U uit die dood gemaak het. Dat hulle mekaar in alles sal vind. Dat hulle aanvaar ook dat hulle in mag verskil. Dat hulle sal glo dat daar 'n uitkoms is, dat hulle mekaar sal help om die oë op U te hou as gemeente. Stort U seën oor hulle uit in Jesus naam. Amen.